Hartlik welkom by ons begeleide gebed. Vandag gesels ons oor Matteus 5 vers 13 en 14 waar Jesus vir ons sê dat ons is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld. Ons kyk na hierdie teksgedeelte in die konteks van ons woorde, die woorde wat ons gebruik wanneer ons met mense praat. Nou, wanneer jy dink aan sout, dan dink jy mos nou dadelik net aan smaak en kos. Maar in Jesus se tyd was sout nog belangriker en meer waardevol as wat dit vandag is. Was gebruik as 'n preserveermiddel. In daai warm temperature van Palestina het sout kos van bederf gered. Jou woorde kan dieselfde doen vir iemand. Dit kan die bederf van hierdie wêreld, wanhoop, vrees, bitterheid keer in iemand se lewe. Jy kan 'n preserveermiddel wees. Nog meer interessant rondom sout was hoe kosbaar dit was in daai antieke wêreld dat Romeinse soldate dikwels met sout betaal is. Nou dis waar ons woord vandaan kry, salary. Met ander woorde, sout het waarde verteenwoordig. Net so het jou woorde waarde, het gewig, dit het krag. Jy kan dit spandeer om iemand te beskerm en om mense op te bou. En die lig, in die Bybelse tyd was lig nie net 'n gloeilampie wat aangeskakel word nie, was 'n klein olielampie wat stadig brand. Hierdie olielampie moes voortdurend gevoed word met olie om te kan bly skyn. Net so moet jou woorde voortdurend gevoed word en gevul word deur God se liefde en sy Heilige Gees. Anders doof ons lig uit. So as sout beskerm en lig rigting gee, dan beteken dit ons woorde moet twee dinge doen. Beskerm mense teen bederf van vrees en sonde, en ons woorde moet mense hulle pad wys vorentoe met hoop en die waarheid. Nou wil ek hê jy moet saam met my deelneem. Terwyl jy jou oë gesluit hou en jou hande voor jou oop, sien hoe jy sout vashou in jou hande en dalk hoe jy hierdie sout strooi. En dan in jou eie woorde sê jy net: Here, dankie dat my woorde sout kan wees. Sê weer saam met my: Here, dankie dat my woorde sout kan wees. Nou wil ek jou nooi, hou jou hande op so 'n manier dat dit lyk of jy 'n lampie vashou, olielampie. En nou, kom ons dankie Here dat ons woorde ook 'n lig kan wees. Here, dankie dat my woorde 'n lig vir iemand kan wees. Here, ek bid vir mense om my wat nie rigting het nie en verdwaald voel, nie weet Here om na wie toe te draai vir antwoorde en raad nie. Here, ek bid vir my kollegas, bid vir my vriende, vir familie, dat U woorde deur my hulle sal bewaar van wanhoop en sal lei na U liefde. Laat my tong, Here, soos sout wees wat genesing bring, soos lig wat rigting wys. Dankie Here dat U ons die sout en die lig gemaak het. Ons dink aan U woorde, Here, wat altyd beskerm het en altyd hoop gebring het. Nou nog, Here, bring U woord hoop en beskerming en preservering. Laat my woorde dieselfde doen, Here. Maak my mond 'n bron van lig in donker harte en sout in 'n wêreld wat bederf. Amen.